Ons gaan vanoggend voort met Jona. Nog vanoggend en volgende Sondag gaan ons besig wees met Jona. Vanoggend is ons by Jona 3 en 4, veral Jona 4. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid. Here, ons bly dankie sê vir die voorreg om as u kinders hier in die gebou te kan saamkom, die voorreg om mekaar te kan hê op hierdie reis van geloof, die voorreg om saam te kan staan, saam te kan werk, saam te kan wees hier in Filippolis. En dankie vir hierdie tyd van die week wat ons saam kan by mekaar kom, bietjie die pausknop op ons lewens druk en net kom erken, ons is in groter hande, ons is 'n familie en ons het hierdie behoefte om saam te kan kom, om saam te kan luister, om saam te kan wees, mekaar weer net in die oë te kan kyk. Mag vanmôre se saamwees vir ons versterk, mag dit ons vorentoe vat, mag dit ons uitdaag, mag dit daartoe help dat ons meer en meer kan wees wie ons ook kan en graag wil wees hier in Filippolis. Mag u koninkryk ook deur ons saamwees vanmôre kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanmôre is Jona 3 en 4 soos ek sê, maar met die groter fokus op Jona 4. In Jona 4 het Jona nou reeds in die vis se maag gewees. Hy's terug Ninive toe, die keer as die Here hom roep, gaan hy. En dan lees ons in Jona 4 dat die stad nou tot bekering gekom het na sy preek. En dan lees ons hieroor, dis nou oor die bekering van die mense van Ninive, was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê: "Ag Here, ek het geweet toe ek nog in my eie land was, daarom het ek reg van die begin af na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe." Toe vra die Here vir hom: "Het jy rede om kwaad te word?" Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skadu gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop, om hom van sy misnood te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagpreek laat God toe 'n wurm kom en dit het die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê: "Dit is vir my beter om te sterf as om te lewe." Toe vra God vir Jona: "Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?" En Jona antwoord: "Ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf." En die Here het vir Jona gesê: "Jy's besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120,000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere." Jona. Die interessante ding is van hoofstuk 3 en 4, as ons na hoofstuk 3 gaan kyk, word Jona weer geroep met dieselfde woorde as in hoofstuk 1. Presies dieselfde woorde, omtrent woord vir woord. "Maak klaar en gaan na die groot stad Ninive en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee." Maar die verskil is nou is Jona wel op pad na Ninive. Maar was nie vir Jona so maklik om in Ninive uit te kom nie, ons weet dit. Die eerste keer toe die woord van die Here na hom toe gekom het, is belangrik dat ons dit onthou van verlede week, kom Jona wel in beweging.
Want dit is tog wat jy doen as die woord van die Here met jou praat. Maar Jona weet dat om in beweging vir die Here te kom, op grond van sy woord, kan God van jou vra, wat dalk nie vir jou so lekker en so maklik is nie. En daarom kom hy in beweging, want jy kan mos tog nog nie net sê nee vir die Here nie. Hy kom in beweging. Maar wat doen Jona? Ten diepste wil Jona die Here dien soos hy wil. Hy wil in beweging kom, ja hy sal, maar soos hy wil. Hy sal kies hoe hy in beweging kom. En daarom gaan Jona nie Ninive toe nie. Hy besluit sy eie agenda. Ja, die woord bring hom in beweging. Hy is nie ongehoorsaam nie. Hy sê nie nee nie, maar hy kies sy eie bestemming, Tarsis. En die oomblik as hy dit doen, staan daar aan Jona hierdie sterk woorde, hy vlug van die teenwoordigheid of die aangesig van God. Maar nou weet ons, jy kan nooit regtig vlug van die aangesig van God nie. Hy is oral, ook op 'n skip, ook in die donker see waarin jy kan sink, ook in die maag van 'n vis. God los nie vir Jona nie. Hy los nie ongehoorsame profete nie, hy los nie ongehoorsame gemeentes nie. Hy los ook nie vir jou en vir my nie. Maar soms is 'n storm nodig om ons tot stilstand te bring, om weer ons aandag te trek. En so beland Jona in die storm, in die maag van die vis, 'n plek van ongemak, 'n plek van alleen wees, 'n plek van ingeperk wees. En dis eers hier in die maag van die vis sien ons dat Jona vir die eerste keer bid. Hy bid nooit op die skip nie. Die heidene bid. Jona nie. Hier in die maag van die vis bid hy vir die eerste keer. Interessant is ook, hy bid nie sy eie woorde nie. Elke sin wat Jona daar bid in Jona 2 is 'n aanhaling uit die psalms uit. Dis teen soos 'n gebed wat in die katekese geleer het. Soos ons dalk Onse Vader uit ons koppe ken. Dis so 'n gebed wat hy dan bid. 'n aangeleerde gebed. Vir 3 dae en nagte is Jona in die vis se maag en dan word hy uitgespoeg op droë land. En nou kom die woord van die Here weer tot Jona: gaan na Ninive. Nou luister mooi. Ninive is 'n konkrete plek met 'n adres. Tarsis is die plek ver weg. Tarsis is waarin ons wil weghardloop. Tarsis is die beter wêreld waarin ons droom. Tarsis is waar ons die Here wil dien, soos ons wil. En Ninive? Ninive is 'n plek met strate en geboue. Ninive het stof en vullis in die strate. Ninive is vol van die mense waarvan ons dalk nie hou nie. Ninive het ook mense wat dalk anders lyk en dink as ons. Maar Ninive is die plek waar ons geroep word om gehoorsaam aan God te lewe. Ninive is die harde werklikheid waar ek en jy geplant is. Ninive is die plek waar ek 'n buurman het waarvan ek dalk nie hou nie. Ninive is die plek waar ons ontevrede dalk is om hierdie dorp nie meer lyk soos ons wil hê hy moet lyk nie. Ninive is die plek waar mense nie stroom na die kerk nie. Ninive is waar Filippolis gemeente geplant is. En so vind Jona hom in die stad Ninive, 'n stad wat 3 dae te voet groot is. En Jona begin preek, en sy preek in die Hebreëus het net 5 woorde, in Afrikaans 8. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dis al. Dis al wat Jona sê. Hy sê niks oor God nie.
Hy sê niks oor die stad se sonde en wat hulle verkeerd doen nie. 40 dae. Want 40 dae is ons 'n bekende term in die Bybel. Is 'n term wat hoop in sy kern het. 40 dae is die periode wat die egtheid van ons geloof toets. 40 dae vra, waarmee is jy regtig besig? Is dit die ding waarmee jy moet besig wees? Noag se ark, 40 dae. Israel in die woestyn, 40 jaar. Jesus in die woestyn, 40 dae. Elia vlug vir 40 dae. En so sê Jona vir Ninive, 40 dae. Want jy sien, as 40 dae sy werk doen, is daar hoop op 'n alternatiewe toekoms, op nuwe moontlikhede. En die 40 dae doen sy werk in Ninive. En die wonderwerk gebeur, die stad kom tot bekering en God stort sy liefde en genade en barmhartigheid oor die stad uit. En dit bring ons by hoofstuk 4. Waar vind ons vir Jona? In hoofstuk 4, na die wonderwerk van 'n stad wat tot bekering kom. Onder 'n komkommerplant. En Jona het net een wens, en wat is dit? Dat die Niniviete vernietig sal word. Dat God hierdie mense vir hulle onreg oor jare, duisende jare sal straf, dat reg sal geskied. Vir Jona was daar geen ander opsie vir hierdie bose stad Ninive nie. En daarom is hy kwaad en onvergenoeg. Hoekom? Want God kyk anders as Jona. Vir Jona was dit duidelik dat hierdie mense boos is, dat daar net een moontlik vir hulle is, God se straf. Maar hy hou nie rekening dat God anders na ons en na mekaar kyk nie, dat hy ook anders kyk na mense, na wie jy kyk, vir wie jy dalk God se reg en straf graag wil sien gebeur. Jona hou nie rekening dat genade moontlik is nie, dat liefde altyd wen. En omdat dit so is Jona kwaad. Here, regtig? Moet ek almal in hierdie gebou lief hê? Moet ek almal in hierdie dorp lief hê? Regtig, Here? Is u vergifnis vir almal? Regtig? Here, wil u nie my eerder straf nie? Want so baie mense het so in onreg, Here, ek kan dit sien, hulle verdien dit. En daarom is Jona kwaad, want God kyk anders. God is 'n God van genade. En Jona kan dit nie verduur nie. Ons moet dalk nie te vinnig wees om Jona te veroordeel nie, want soms is God se genade vir ons ook te veel. As ons kies, sal ons eerder graag God se reg en geregtigheid oor mense wil hê, solank dit net nie vir my is nie, solank dit net vir die ander een is. Is dit nie? Die idee dat God mense genadig kan wees sonder dat reg geskied, is vir ons 'n probleem. En daarom is ons ook soos Jona onder die komkommerplant. Maar daar is dalk mense vir wie ons net nie bereid is om genade te wys en te gee, soos wat God doen nie. Ons wil eers hê reg moet gebeur, dan sal ons. Maar is dit hoe God na jou kyk? En so bevind ons ons ook onder die komkommerplant. Die feit dat God anders is, maak Jona kwaad. Hierdie genade van God ook vir mense wat jy dink sy straf verdien,
maak jou kwaad. En soos ons saam met Jonadab, want jy sien, ek en jy word nie sommer maklik in 'n vis se maag. Ons beland nie so maklik daar nie, nê, maar ons beland ook onder die komkommerplant. Hoekom sit jy dalk vanoggend daar? Wat is die ding wat vanoggend maak dat jy ontevrede en dalk kwaad na iemand kyk, na die lewe kyk? Kwaad, ontevrede, onvergenoeg onder die komkommerplant. Hoekom is jy dalk vanmôre daar? Die interessante ding van kwaad is dat dit is 'n baie handige diagnostiese middel. Kwaad, wanneer ek in woede ontplof, wanneer die kwaad hier in my hart bly sit, is dit eintlik maar soos 'n rooi liggie wat afgaan, wat op 'n waarskuwing is. Dit wys vir ons daar is fout, iets is verkeerd. Daar's iets wat nie werk soos wat dit behoort te werk nie, en daarom verdien dit aandag. Maar baie keer die probleem met kwaad, met woede, met hierdie onvergenoegdheid, is dat ons nie baie keer weet, kom dit van buite of van binne af nie. En ons natuurlike geneigtheid is om altyd te dink, dit kom van buite af. Dis altyd iemand anders wat dit aan my doen, en dit in my lewe veroorsaak. Adam sê dis Eva sê dis die slang. Dis ons geskiedenis, dit lê altyd buite. Ons projekteer altyd ons kwaad en woede en ons ontevredenheid oor die lewe op iets of iemand anders. In Jonas se geval is dit sy kwaad vir die Assiriërs, vir die onreg, dat hulle kan vergewe word vir die kwaad wat hulle gedoen het. Jona kan dit nie aanvaar nie. Hy voel daar moet eers straf wees. Daar moet daarom eers iets van reg gebeur. En daarom is hy kwaad. Dis hierdie Assiriërs se skuld. Maar intussen is dit die wurm wat vir Jona van binne af opvreet. Sien, soms is daar maar net dinge van ons wat moet sterf. Ons verwagting, ons idees van hoe dinge behoort te lyk en uit te werk. Jy sien, soms het ons ook hierdie kontrak ding van geloof. Jy weet, as ek A, B en C doen, dan sal God D, E en F doen. En as dit nie so uitwerk nie, dan is ons ontevrede. Dan gaan sit ons dikbek, onvergenoeg kwaad onder die komkommerplant. Maar as nie die lewe werk nie, ook in die lewe saam met God nie. Wanneer dinge anders verloop as wat ons dit sou wou hê, wanneer ons dalk nie so suksesvol is as wat ons gehoop het ons is nie, of ons kinders nie so soet of gehoorsaam is as wat ons gehoop het hulle sal wees nie. As ons verhouding nie uitwerk soos ons gedink het dit behoort te wees, gaan sit ons dikbek onder die komkommerplant. En ons is altyd kwaad vir iets of iemand daar. As Jonas stilstype kry, dikbek gaan sit, kwaad oor God se genade verander, vir wie hy of jy nie wil genadig wees nie, wat doen God? Hy kom na Jona. Hy werk met Jona. Hy los nie vir Jona uit nie. Hy wys vir Jona sy hart, sy motiewe. Terwyl Jona nors en kwaad sit en hy nie sy vergifnis kan gee en sy genade kan gee vir almal nie, kom gee God sy genade vir Jona. En ek is twee dinge wat ons ten slotte moet raak sien uit hierdie verhouding tussen God en Jona. Die eerste ding is, God sê nie vir Jona dis verkeerd dat hy kwaad is nie. Jona bevind hom eintlik in baie goeie geselskap, tevrede wees met God se handeling. Moses was ook, Dawid was, Elia was, Job was. En elkeen van hulle het ook gesê hulle wil dalk eerder sterf as om te lewe, as dit van hulle gaan verwag word om genadig te wees aan iemand wat jy voel God se reg
en God se geregtigheid verdien. Maar wat ons ook moet raak sien, self waar ons kwaad is en ons vuiste bal teenoor mekaar en teenoor God, los hy ons nie waar ons is nie. Hy kom na jou toe. Maak nie saak of jy kwaad of nors of dikbek is nie, hy kom na jou toe. En hy kom wys sy genade en sy liefde vir jou. En jy sien, as jy nie daai genade en liefde onvoorwaardelik van God vir jou kan ontvang nie, sal jy dit ook nie vir 'n ander een kan gee nie. En daarom weet God, die verandering moet by Jona begin. Die verstaan van God se genade vir jou, vir Jona. Hoe eindig die Jona verhaal? Verhaal eindig oop met 'n vraag waarvoor ons die antwoord nie hoor nie. En die vraag is, God wat vra, mag ek nie besorg wees oor die groot stad Ninive, 'n stad waar daar meer as 120.000 mense is en wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Vraagteken. Dooitjie, dooitjie, dooitjie. En nou moet jy die einde van hierdie verhaal skryf. Want vanmôre het jy gehoor dat God is 'n God van genade, van barmhartigheid, van geduld, van liefde. Ook vir jou. Hy het sy hart vir jou kom wys, hy nooi jou in. Al lyk die dorp en jou verhoudinge nie soos wat jy gedink het behoort te wees nie. Maar sy genade is vir jou. En nou? Hoe gaan jou storie eindig? Wat gaan jy antwoord op God se genade vir jou, daar onder jou eie komkommerplant? Amen. Here, dankie dat U 'n God van liefde, genade, barmhartigheid is vir almal. Vir my, vir elkeen in hierdie gebou, vir elkeen in die strate van Filippolis, vir almal in hierdie wêreld. En dankie dat daar geen einde aan U liefde is nie. Dat U liefde altyd die laaste sê het. Vir my, maar ook vir ander. Here, mag ons in hierdie week die Jona storie klaar skryf. Amen.